Ek wil gou hiermee begin, kyk hierna. God created us to be His image and likeness. No man was ever created to become the architect of his own life, of to be independent, but to be a representation of God. Belangrik, né? Every human being was created to express and to represent God in the most exact way in their lives. This is so hard to believe. I want to be me. Né? This is a forbidden fruit that they ate in the garden. I want to do my own thing. I want to create my own image and likeness. En dan sê hy weer, no human being was created to be independent, but to represent God. Nou ons het die afgelope tyd gepraat oor die beeld en gelykenis van God, wat ons veronderstel is om te dra, en om God te verteenwoordig op die aarde, né? En dan het ons ook gepraat oor hoe God dit doen en hoe hy sy planne. Nou die eerste ding is, hy het gesê laat ons mense maak na ons beeld, en hy het Adam gemaak en Eva, wat hy genoem het sy seun, né? En toe hy die plot verloor, toe moet daar weer 'n seun kom om dit reg te stel. En reg deur die Bybel, die Ou Testament veral, voordat Christus gekom het, gee God die patroon van hoe hy by hierdie seun van hom gaan woon, wat sy beeld en gelykenis gaan uitbeeld in die aarde. En ons gaan vorentoe nog werk deur al hierdie goed. Hoe God vir hulle die patroon wys en skep en gee. Ons praat van patterns en ons praat van blueprints. Nou letterlik, die Afrikaans gebruik die woord planne ensovoorts. Hoe hy dit aan mense gee, omdat hy 'n spesifieke produk soek. Luister baie mooi. En omdat hy spesifieke mense kies om dit vir hom te doen. Dit is baie belangrik. God soek 'n spesifieke produk en derhalwe kies hy spesifieke mense, rus hy spesifieke mense toe om dit vir hom te doen. Toe hy vir Moses sê, hy sê vir Moses, ek wil by julle kom woon, so bou vir my 'n tabernakel. Toe sê hy nie vir Moses, bou vir my 'n tabernakel soos wat jy goed dink nie. Of soos wat jy dink dit moet lyk nie. Hoe dink jy moet my woonplek lyk? God het hom spesifiek, God vat hom op die berg op en hy wys hom. En hy sê vir hom, nou gaan bou jy op die aarde wat ek jou gewys het. Né? Wat ek jou gewys het. Baie spesifiek. En so is God ook met my in jou lewe en met sy kerk. Hy laat dit nie oor aan ons imagination nie. Hy laat dit nie oor aan ons insig en ons planne en so aan nie. God het 'n blueprint. Sê gou vir die ou langs jou, God het 'n blueprint. God het 'n blueprint en nou kom ons op 'n plek waar ons sê, ons is in 'n seisoen en ek sal nou daaroor praat, waar ons hierdie ding wil regbou. Want soos met die tempel wat Salomo gebou het en so aan, en ander plekke, as die gebou klaar is, as die werk voltooi is, dan kom die glory. Is dit reg so? As die werk klaar gemaak word en hy's reg klaar gemaak, dan kom die heerlikheid van die Here. En so is dit dat ons hierdie ding wil klaar maak, want ons wil graag kan sê, kom Here Jesus, ons het U lank verwag. Kom Here Jesus, ons het reg gebou. Ons het die ding reg voorberei sodat U kan kom. Iewers is vir my te hartseer as ek sien hoe baie mense maar net leef en vir die Here leef en kerk toe gaan en al die goed, maar hulle het geen klou van wat hulle moet verwag nie. Hulle het geen idee nie en daarom kom absurde ouens met hierdie datums wat hulle voorspel en al hierdie goed. Hulle kry grond daarvoor as gevolg van die kinders van die Here se onkunde. Dan floreer al hierdie goed. En dit is net vir my hartseer as 'n ou kyk hoe planloos en hoe rigtingloos baie keer die kinders van die Here is. So God het 'n spesifieke patroon en 'n plan hoe sy beeld en gelykenis moet lyk, wat hom getrou en presies sal verteenwoordig, né?
En ek wil nou weer terug gaan wat ek vir laasweek of nou die dag gesê het. Nou die eerste kerk, die kerk wat God begin het, wat Jesus gesê het, ek sal my kerk bou. Afrikaans sê my gemeente, Engels sê I will build my church. Hierdie eerste, kom ons noem dit dan nou maar kerk, die eerste kerk wat Christus self die bouer van is, né? Is begin in die gees en die leierskap van wat ons noem die apostoliek. Ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan. Hoe het God, wat is sy plan? Wat is sy blueprint as hy 'n kerk begin? In watter gees en in watter dimensie begin hy hom? Hy begin hom in die gees van die apostoliek. Dis interessant, dis baie nodig om dit te weet en om daarby te hou. En ons het baie ver afgewyk van dit af. En nou kom ons terug in hierdie seisoen wat ons hierdie dinge sien en erken en wat ons sê dit, ons noem dit 'n apostolic seisoen. Ek sal nou 'n bietjie meer vir u daarvan vertel. Dis belangrik vir God wie hy gebruik om wat te doen. Onthou dit, dis belangrik vir God om wie hy gebruik om wat te doen. Nou daar's 'n woord in die Ou Testament, die woord mantle, kleed. Mantle is dieselfde woord as die woord anointing. En so aan, dit waarmee God jou toerus vir wat hy gedoen wil hê. En daarom het hy in die Ou Testament leiers uit verskillende stamme gehad aan die hoof van Israel in verskillende fases van die tog. Deur die woestyn het hy Moses gehad uit die stam van Leef, en as jy gaan kyk wat hierdie goed beteken, dan sal jy verstaan hoekom. En daarna toe hulle moes konker, toe hulle moes inneem, het hy Josua as leier voortgebring en later Juda, die stam van Juda en Caleb in die persoon van Caleb en Dawid ensovoorts. Toe hy die patroon van die Nuwe Testamentiese kerk vasstel, het hy dit begin met die leierskap van die vyfvoudige bediening en daar was 'n spesifieke volgorde. Hoekom? Waar kom dit vandaan? Die Bybel sê Christ gave of himself. Toe hy opgevaar het, hy het van homself, 5 dele van homself gegee om die kerk te bestuur. As ek nou die woord bestuur, te lei, wat 'n woord jy ook al daar wil insit. Hy het 5 dele van homself, en daar's verskillende name vir die gifts in Grieks. Daar's die charismata, is die gifts wat ons baie keer ken, soos tale en profesie en uitleg en al hierdie goed. Maar vir hierdie soort gifts is 'n ander woord. Dit beteken die regerende gifts. Douma gifts, douma is die woord. Wat Christus gegee het vir ouens om sy kerk te bestuur en te lei. Dit kom vanuit homself uit en hy het 'n spesifieke volgorde hoe hy die goed wil doen. Nou kom Paulus wat sê ek is 'n apostel van die Here. Want ons praat van die apostoliek en dit gaan nie hoofsaaklik oor apostels nie. Dis nie die ding wat ons promote en ons promote ook nie titels nie, asseblief. Maar om te verstaan in watter gees en omgewing ons werk en derhalwe sal jy verstaan wat ons moet bou. Paulus kom en hy sê ek is 'n geroepe apostel van die Here en deur my roeping het ek genade gekry. Genade beteken nie genade om gered te word nie, 'n baie verder deel van genade wat beteken goddelike toerusting. Goddelike krag, iets wat aan my gegee is om my werk te doen. Die vermoë uit die hemel gegee vir my, dis die genade, die grace wat ek ontvang het. Die grace is nie net saving grace nie, grace is divine favor en merit, wat jy mee moet werk. So Paulus sê die goddelike toerusting wat ek ontvang het, wat met my roeping gepaard gaan, luister mooi, wat met my roeping gepaard gaan, hierdie grace, hierdie vermoë, het van my 'n bekwame boumeester gemaak. I became a wise master builder, 1 Korintiërs 3 vers 10, as jy dit wil gaan oplees. So die grace wat aan my gegee is, het ek hierdie vermoë gekry. Ek sien die plan. En nou kan jy verstaan hoekom hierdie seisoen, die seisoen van die apostoliek is, want ons is besig om te praat oor bouwerk. Hoe bou ons mense sodat ons kan terugkom na die beeld en gelykenis van God? Hoe bou jy mense sodat jy die heerlikheid van die Here kan dra? OK. Handelinge 4 vers 42. 2 vers 42 eintlik, ek het vergeet om dit reg te maak.
2 vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. 4 goed wat die Nuwe Testamentiese kerk, toe God hierdie kerk vestig, toe vestig hy 4 dinge wat as het ware die lewe van die kerk, die culture, die kultuur van 'n apostoliek gemeenskap aan die gang hou en so aan. En die een ding, die heel eerste ding, onthou God het altyd 'n rede hoekom hy volgorde gee. Die heel eerste ding wat die kultuur en die lewe van die vroeë kerk gerig het, was apostles doctrine. Die leer van die apostels, die doctrine, die leer, met ander woorde, hierdie ministry, hierdie gift, wat is 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor? Hierdie grace, is 'n mooi Afrikaanse woord. Hierdie office, sy doel was, een van sy, afgesien van die plan en die bouwerk, gepaardgaande daarmee was, om vir die kerk gesonde lering te gee. Gesonde lering te gee. Dit was hoekom hierdie gift in die aarde gebring is, om die kerk te rig. Onthou nou, as jy gaan kyk, dis amazing as jy gaan kyk waar as hulle getuig het en so aan Handelinge en so, Stefanus en ander ouens, dan is hulle die hele tyd besig om wat nou gebeur het, en Christus wat hulle voorhou, dat hierdie wat julle gekruisig het, was die Messias. Hulle is die hele tyd besig om terug te verwys na die Ou Testament. Hulle het hom die hele tyd daar gaan haal, want hulle die kerk word gebou op die fundament van die apostels en die profete. So die hele tyd het hulle hierdie dinge relate en kon hulle bewys sê die woord, hulle het bewys dat Jesus die Christus is. Nie van waaruit nie, vanuit die Ou Testament en die profeseë ensovoort. So hulle die hele tyd hierdie ding byderhand getrek. God het hierdie gawe gegee, hierdie grace om die kerk te rig deur lering en om die kerk se bouplan te doen, uit te voer. So die kerk het in die mode en die anointing begin van hierdie gawe. Maar deur jare het die apostels verdwyn. Saam met dit het hulle anointing, hulle plek in die liggaam verdwyn. Nie lank daarna het die kerk begin afdwaal en leerstellings en vreemde goed het gekom. Die lewenswyse en die suiwerheid van die kerk is daarmee heen en verval het gekom en alles het net agteruit gegaan. Omdat hierdie gift verval het, omdat dit verval het, het alles van die kerk verval in dwaling en slegte leerstellings ensovoorts. En daarom het die kerkvaders, byvoorbeeld, hulle sê in die jaar 200 na Christus, toe is die laaste apostels al uitgesterwe. Toe kom die mense en hulle sê, hoor hierso, as die doop vir die apostels so belangrik was, en ons kindertjies sterf ongedoop, dan sit ons moeilikheid. En hulle het in 200 na Christus al babetjies begin besprinkel, of doop, whatever hulle dit noem. Kyk net hoe vinnig het die verval gekom, want daar was nie meer sound doctrine nie. Kan jy sien hoe belangrik is doctrine, lering, suiwer lering. En toe die mense begin sê, die mense, hoor jy, as dit so is, dan so en so en so, en hulle het begin al hierdie goed inbring. So, toe kom die kerkvaders, in die volgende jare daarna, en hulle besef, maar ons moet hierdie ding regtrek. So die ouens wat toe in leierskap gestaan het, was wat ons noem die kerkvaders. Dit is nou nie belangrik om al die name en goed te ken nie, maar dit is interessant die kerkgeskiedenis as jy dit wil gaan lees. En hulle het 'n paar stellings neergepen om die aard van die ware kerk te verwoord. Wat is die ware kerk se eienskappe? En die eerste woord waarmee hulle opgekom het, om te sê, die doel van die kerk is suiwer, en die kerk is suiwer, die doel was om te sê die kerk is suiwer, dis die ware kerk van Jesus Christus, die kerk is authentic, as ek die Engels kan gebruik, authentic, pure, dis die real deal, maak het maar wat jy wil ook al daarvan wil sê, toe hulle wou dit sê, en die heel eerste woord wat hulle gebruik, toe sê hulle, the Church of Jesus Christ is apostolic.
apostolic. So die woord apostolic het nie ten eerste die doel van die gawe of die titel van apostel nie. Apostolic het ten eerste die doel om die kerk suiwer te hou. Sê gou amen. En om die kerk reg te bou. Dis hoekom dit 'n apostolic season is. Om die kerk reg te bou, want God het 'n plan. Hy het dit nie vir ons oorgelaat en gesê bou soos julle dink nie. Nee. Hy het 'n plan van hoe hy die ding suiwer wil hê. Amen. Ek en jy is deel van daai bouwerk en daai plan. Die kerk het ver afgewyk van die oorspronklike. Later het Martin Luther gekom met 'n reformatie en sekere dinge herstel. En nog later het daar ander bewegings ontstaan met verskillende klemverskywings en dinge wat herstel is. Nou ek gee gou vir u vanmôre so 'n vinnige kerkgeskiedenisles. Jy kan maar net betaal daar by die deur as jy uitgaan. En so aan sekere dinge herstel, ander bewegings het ontstaan met verskillende klemverskywings en so aan. En so was daar byvoorbeeld, dink nou mooi, nadat dit wat jy in Handelinge lees, het al die goed omtrent te gronde gegaan. En God wek 'n ou op met die naam van Martin Luther en hy bring sekere skrifgoed terug. Maar hy betaal met sy lewe, of daai ouens betaal met hulle lewe daarvoor en dit gaan rof en die bloed vloei en al die goed. Dis ongelooflik hoe kan jy dink dat ouens wat sê mense, kom ons kom terug na die suiwerheid van die skrif toe hulle word doodgemaak en op brandstapels gebrand en goed. Wat het geword? Wat het van die mense geword? Maar dis hoe sterk, jy sien, daar's 'n ander ding wat altyd wag naas die waarheid en dis die onwaarheid. En die Bybel noem dit in baie opsigte die old. Hebreërs sê, die skrywer van Hebreërs sê, as long as the old is still standing, the new cannot come. Ok, ek gaan vanmôre 'n bietjie met u deel nou oor dit. As long as the old is still standing, nou daai standing beteken om jou te vestig en om jou ten alle koste jou posisie te handhaaf en om te sê, al moet ek doodmaak, maar ek sal sorg dat ek my posisie behou. So sterk is die gees van godsdiens. Nou, Jesus sê, julle wat maak my woord kragteloos? Oorleweringe, julle tradisies. Maak my woord kragteloos. So sterk kan hierdie goed wees, dat dit die woord van die Here kan stil maak en kan onderdruk. So daai ding, jy sien, dis die ding, dis nie mense wat dit wil doen noodwendig nie. Maar daai ding is 'n gees. Jy hoor wat ek wil sê. Net soos die gees van die Here, is daar baie keer saam met die goed 'n gees. Dis 'n bose gees wat saam met 'n goeie ding gaan, wat goed lyk, maar agter hom sit 'n ding wat onsuiwer is, en daai gees grip mense so, dat hy sal doodmaak. Hoekom dink julle het hulle geskree, kruisig hom? Wat was die fout? Hulle wou nie verloor wat hulle gehaat het nie. Ek dink jy sien dit nou in sommige goed in die land, waar ouens moet moer vir hulle vestings. Moer om uit die moeilikheid te bly. Nou, dis nou niks daarmee te doen nie. Maar dis amper so iets in die geestelike ook. Ouens het te veel om te verloor en hulle sal vasbyt ten alle koste, en in die in die medieval tye, toe dit erger geword het en manne wreedaardiger was en so aan, sou hulle doodmaak vir dit. Hulle sou om die lewe bring om hulle posisie te behou. Ouens, so sterk kan die oue wees. Nou sê Jesus, as lang as die al die sal sê. Nou luister nou, ek sê die goed lank, want ek kom nou by iets. Jesus sê dit, hy sê, hulle sal sê die ou wyn is beter. Hulle sal sê die ou wyn is beter. So, jy kan in 'n posisie wees, wat jy so vasklou aan wat was, dat jy nie kan besef nie, maar Jesus is aan die beweeg. God beweeg, en nou juist, dit bring my nou terug. Luther het seker goed herstel, maar Luther was nie klaar nie.
Daar moes nog baie goed herstel word, want luister, waarheen is God op pad? God is besig om te beweeg na die voltooiing van alle dinge, die herstel van alle dinge, sodat ons weer saam met hom kan wees. Hy moet ons herstel na sy beeld en gelykenis, en hy gaan nie vir my en jou wag nie. God is moving, en of jy saam move of nie, jy gaan agterbly of jy gaan by wees. Die saak is net dat jy moet besluit, waar wil jy wees? So, God is besig om te beweeg. So Martin Luther se era, seker goed herstel. Die skrif en al die goed. Toe kom ander goed, soos leerstellings. God herstel dit, of ons ervaar dit in die vorm van leerstelling. Byvoorbeeld, die doop is herstel, né? Die leer van die doop, en toe vorm hulle die baptiste byvoorbeeld, beweging. En die doop is herstel. Ons ervaar dit as 'n seisoen, en as leerstelling. God het nie 'n saak met 'n seisoen of wat ook al nie, God is aan die beweeg. Ok, ek gaan nou vir die Handelinge 3 lees. God is aan die beweeg, en toe kom die doop, en toe kom Pinkster. Kan jy dink van na die apostels af, het Pinkster verdwyn van die aarde af? Niemand het in tale gepraat nie. Niemand het in tale gebid nie. Wow, hoe arm moes hulle nie gewees het nie. Ek weet vir baie Christene maak dit vandag nie meer saak nie, maar ek wil vir jou sê, dis nodig. Jy kan nie sonder dit gaan nie. En ek hoop as jy dit nie het nie, hunker jy dan aan, jy soek dit soos die kosbaarste ding in jou lewe. Anyway, kom ons gaan terug. So al hierdie verskillende effekte herstel, of miskien wag, ek gaan myself nou 'n bietjie vooruit. So was daar die herstel van die doop, wat ek gesê het, die herstel van Pinkster, charismatiese tyd, baie aspekte teruggebring van herstel. Al hierdie verskillende effekte of areas van herstel, ervaar ons op die aarde met gepaardgaande leerstellings of doctrines, en ons noem dit seisoene, maar wat dit eintlik is dis fases van die herstel op pad terug na die oorspronklike plan en voorneme van God, dat die mens sal terugkom na die beeld en gelykenis van God. Gee vir my slide 6 asseblief, Handelinge 3. Petrus is nou besig om met die ouens te praat daar op Pinksterdag, en daar was 'n klomp ouens gedoop en so aan. En nou sê hy vir hulle dit, hy sê dis julle ouers het Jesus gekruisig, of julle mense, wat ook al, en die hele storie. Nou gaan hy aan, nou sê in vers 19 dit, kom dan tot inkeer, sê Petrus, en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom, en hy hom mag stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Onthou, Jesus het nou sopas opgevaar, né? Hom wat die hemel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprigting. Sê gou wederoprigting. Ek weet nou nie hoekom Afrikaans sulke woorde gebruik nie, daar's herstel is 'n baie eenvoudiger woord. Baie makliker om te onthou, maar in 'n geval, dis wat dit beteken. Van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. So die Engels sê dit van hierdie vers. Hy sê in een van die Engelse vertaling sê, heaven must hold him back until all things have been brought into order. Heaven must hold him back until all things have been brought into order. Dan praat hy ook van bietjie verder die vyande, sy vyande die voetbank gemaak is van sy voete ensovoorts. Julle ken die storie. So die hemel behou Christus totdat alle dinge in gereedheid gebring is. So die wederoprigting van alle dinge, en daai wederoprigting is hierdie fases wat ons ervaar, né? En daar sal nog baie goed wees wat herstel gaan word voordat Jesus kan terugkom. So die hemel, as ek nou die woorde kan gebruik, is nou baie eenvoudig. Hou hom terug totdat alle dinge herstel is, in gereedheid gebring is op die aarde. Met ander woorde, wat is hierdie dinge?
totdat die kerk reg gebou is. Totdat ons werk gedoen het. So dis 'n condition wat sorry nou van Engels, it must be met on the earth. Verstaan julle wat ek bedoel? So nou, dis wat my so vies maak van 'n ou wat vir my sê die Here gaan volgende week kom. Die 25ste of ek was geen nou 'n datum dat hulle my nou nie kan kruisig nie. Die 32ste Oktober gaan die Here kom. Julle verstaan wat ek bedoel? Ek kan net aanvaar dat so ou lees nie die skrif nie. Dit gaan oor emosies, dit gaan oor al hierdie goed en so aan. Heaven is holding Christ back until all things have been put into order. Nou wat is die essensie? Dit wil ek by u laat vanoggend. Soos wat hy beweeg, herstel hy goed. En as jy hier staan en jy sê, I shall not be moved, my favorite koortjie pastoor, I shall not be moved, en hierdie gees in jou sê, die ou wyn is beter, dan gaan jy agterraak. Jy kan miskien hemel toe gaan, as dit jou einddoel is, maar jy gaan lose wat ons gaan smaak op die aarde, as ons sê, kom Here Jesus. Julle hoor wat ek wil sê? Daar gaan 'n groep, 'n remnant wees, wat hierdie dinge gaan voorberei, wat die aarde, wat die plek gaan voorberei, hulle harte gaan voorberei vir sy wederkoms. En so herstel God, en so ervaar ons seisoene, en nou sê ons is nou in die seisoen, wat ons noem die apostoliek, al hierdie goed is terug, en is besig om die planne te bou, en in plek te bring, sodat dit kan gebeur. Okay. Nou die terugbring of herstel van God na die oorspronklike doel van sy voorneme word as seisoene ervaar en die prentjie of patroon hiervan word in sekere verhale van die Ou Testament vir ons gewys. Luister nou mooi, ek is besig om jou na 'n sekere plek toe te vat. Een van die duidelikste prentjies of voorbeelde word vir ons voorgehou in die verandering van leierskap in verskeie gevalle. Die verandering van leierskap in die Bybel is 'n manier om vir my en jou iets te wys van die herstelproses. Okay. Waarvan die verandering van die priesterskap vanaf Levi na Juda 'n goeie voorbeeld is. Gaan lees maar die boek van Hebreërs. En dan is daar 'n ander verandering. Luister mooi, daar's nog 'n verandering wat vir ons 'n geweldige les inhou. En dis die oorgang van Saul na Dawid as die koning van Israel. Né? Die oorgang van Saul na Dawid. Nou, ek wil net gou so 'n bietjie vir u 'n paar goed sê voordat ek gaan kom by die eintlike ding wat ek met u wil behandel. Daar's baie dinge wat oor my en jou pad kom oor tyd. Goed wat jy hoor, wat jy na moet luister, wat jy moet kyk, video's, WhatsApps, al hierdie tipe goed kom na ons toe. En dit vra ons tyd en dit vra ons aandag en so voort. Soms in jou lewe, luister mooi, soms in jou lewe kry jy iets, ontvang jy iets wat jou laat regop sit. Né? En wat jy weet, hierdie ding is spesiaal. Hierdie ding is spesiaal. En so iets, as jy so iets ontvang, vorm dit baie keer 'n rigtingwyser en 'n beïnvloeder vir 'n groot deel van jou pad vorentoe. Okay, julle sal nou verstaan. So, soms in jou lewe dan kry jy net iets wat jy sê, hey, hier's 'n ding. Nou, ek het eenslag, afgesien van toe ek met hierdie woord van die apostoliek te doen gekry het en sulke tipe goed, daar's baie insidente. Eendag toe gee iemand my 'n boekie. Die boekie se naam is A Tale of Three Kings. Wie het dit al gelees? Wie ken dit? Pragtig, pragtig. Een van die mooiste goed wat ooit geskryf is. Toe ek daai ding lees, toe is dit soos 'n Kairos moment wat Jacques van gepraat het in my lewe. Toe besef ek, hey, hier's iets wat ek nie kan laat verbygaan nie. Hier's iets wat ek nou moet kyk. Nou, as jy die boekie kry, jy sukkel verskriklik om hom te kry. Ons kan kyk of ons nog daarvan in die hande kan kry ergens, maar dis 'n stryd. Maar anyway, toe besef ek net, hier is iets. Nou wil ek kom by waarheen ek gaan. In hierdie week, toe Kobus
'n ding op die senior groep gesit. En dit was toe ek hierdie ding lees, toe sê ek, Here, hier's die waarheid. Hier is presies wat ons moet besef wanneer ons sê ons beweeg aan met die Here. Nou, ek wil nie vanmôre, ek wil dit met u behandel. En ek wil hê jy moet dit as 'n rigtingwyser vir oggend sien, wat baie as jy dalk vrae het oor hierdie goed en oor hierdie seisoen wat ons van praat, al hierdie goed, dat jy dit sal neem vir oggend en ek sal dit vir julle stuur ook en dat jy dit jou eie sal maak en dit sal oordink. En hierdie ding gaan oor, ek het dit 'n naam gegee, daar was nie 'n naam by nie. Ek het dit genoem From Saul to David. From Saul to David, wanneer seisoene verander, né? Wanneer die Here aanpassings maak en dit gaan oor dis asof dis geskryf uit die oogpunt uit van Saul wat met die Here wat met Samuel praat. Die Here wat met Samuel praat, want onthou nou, Samuel het gerou oor Saul, né? Onthou julle, Samuel die profeet het gerou oor Saul. Toe kom die Here by hom en die Here sê, hoe lank sal jy nog rou of huil oor Saul? Hoe lank sal jy nog huil? Nou kom ons lees dit gou, 2 Samuel 1 vers 12. Onthou nou, dis uit die oogpunt van Samuel geskryf, wat die Here met Samuel praat. How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him? Nou goed, kom ons lees dit nou in die lig van die aanbeweeg van God en ons wat aanbeweeg in 'n nuwe seisoen. This is not a word of rebuke, but of redirection. Gou redirection. Redirection. You have cried long enough over what no longer carries his hand. Sien nou in Salt. Sien nou in Saul die verpersoonliking van dit wat was. Okay, wat ons aan vasgehou het, wat vir ons kosbaar was, wat in jou lewe, miskien sê jy ook, jy weet, daar's baie ouens wat sê, Here, ons sing, hulle het selfs 'n liedjie gesing, Lord, bring back those happy days. Die Here wil nie daai happy days terugbring nie, hy wil ons vorentoe vat. Daar's 'n nuwe dag. God wil nie hê ons moet leef in die memories goed van daai goed nie, dis verby. Dis verby, dit het sy anointing gehad, dit het sy tyd gehad. En as ek vanmôre miskien iemand hierso kan uitskit uit 'n ou posisie uit, dan sal ek sê dankie Here. Want ons is baie keer so vasgevang, ons is so wat is die woord, gesement in die ou goed, dat dit soms vir my voel, there's a generation that must just go to Jesus. Dis die waarheid, Tina, wat lag jy? Dis regtig so. Hulle favorite koortjie is I shall not be moved. Want hulle kan nie sien en kan nie hoor, daar's iets nuut nie. Nou kom die Here by Samuel en hy sê vir hom, hoe lank gaan jy nog oor Saul huil? Ek het aanbeweeg. Besef vanmôre die Here beweeg aan. Jy weet, een van die goed wat, kom ek sê net gou dit, in verskillende seisoene is daar verskillende, hier sou weer Afrikaanse woord, administrations. Julle hoor wat ek bedoel. Daar's verskillende maniere hoe elke seisoen werk. Moses het verskil van Josua. Josua het verskil van Caleb. Daar's aanwendings, as ek daai woord kan gebruik, wat verskil in elke seisoen. Nou een van die dinge, een van die aanklagte van mense vandag teen die apostolic seisoen is, julle is gevrek. Mooi woord. Daar was die wonders en tekens. Julle verstaan wat ek bedoel. Min beseffende, God is op pad om dit te herstel, maar in 'n baie groter wy. Baie groter wy, maar God is eers besig met ons. Hier lê die probleem op die oomblik. Ons mind is vernou, ons het verkramp geraak. Dis al wat vir ons iets beteken. As ons nie gehuil het nie, het God nie beweeg nie. Julle hoor wat ek wil sê.
Ons het gekom in die mode van 'n prophetic season waar ons die manifestasies gesoek het. As iemand 'n horing geblaas het, dan was die Here daar. Wat van die horing van jou eie lewe? So as ek jou vanmôre uit jou I shall not be moved plek kan skud, dan sê ek dankie Here. Luister hierdie is 'n Kairos moment vir elkeen van ons. You have cried long enough over what no longer carries his hand. You have lingered at the grave of a past move, weeping for the days of yesterday's glory. You have been asking God to revive what he has chosen to replace. Wow. There is a new assignment, a new anointing, and a new generation waiting for the oil that is still sitting in your horn. Onthou hy gaan nou vir dinge salf, né? God is calling his people out of the mourning tents of disappointment. Many of you have been sitting in the ashes of what used to be. Ministries that fell, relationships that broke, seasons that shifted, and you have mistaken grief for intercession. Baie ouens het gedink hulle intercede vir dit, meantime is dit hulle eie grief en pyn oor hulle nie kan losmaak van dit wat agter is nie. Saul represents what was once anointed but has become disobedient, prideful and self-serving. Saul wanted the applause of the people more than the approval of God. Nou julle Saul het gesê ek het vir die manskappe. Ek was bang vir die manskappe. And heaven is breaking the idolatry of image that has crept into the church, ons eie image. God is no longer looking for those who can perform in armor, so Saul, né? He is looking for those who can worship with a sling. He is raising up voices that carry the sound of the field, not the echo of the platform. The next move of God will not be found in the polished halls of Saul's palace, but in the pasture among those who have learned to fight lions and bears in secret. The oil is waiting, but I cannot pour it into a vessel still clinging to yesterday. Hallo, is rof, né? Kom ons lees dit weer. The oil is waiting, but I cannot pour it into a vessel still clinging to yesterday. Wow, there is an anointing he is releasing for the new thing. But it is reserved for those who will stop saying, Lord, why did this end? And start saying, Lord, what's next? The Lord says, I am transitioning my body from nostalgia to new wine. The old wineskin cannot carry what he is about to release. En die old wineskin is ons mindset nou. The soul system has produced leaders who were chosen by men, but heaven is raising up Davids who are chosen by God. They are not polished, they are pure. They are not perfect, they are pursuing his heart. They will not use the anointing to build a throne for themselves, but to bring glory to his. There is a David generation rising up that is dripping with oil. They've been worshipping in obscurity, just being faithful to their assignment, even when no one else was watching. But the Lord has been watching. He has seen their purity. He has seen their heart. God is placing a fresh oil on the ones who have stayed faithful in the fields. Jy weet, is interessant, hierdie ding is geskryf. As jy die ding lees, ons verstaan waaroor dit gaan. Maar ek kry die indruk, die persoon wat dit geskryf het, weet nie wat is volgende nie. Julle hoor wat ek wil sê. Hulle kan dit nie noem nie. Of hulle wil nie, ek weet nie wat nie, of hulle soek iets mystical en so. Ek en jy weet die nuwe is die apostoliek. Is dit reg so? Dawid is 'n baie sterk teken, as ek dit nou so kan noem, van die apostolic season. Dit wat God nou doen.
He has seen their purity, He has seen their heart. God is placing a fresh oil on the ones who have stayed faithful in the fields. They are the reformers, the revivalists, the restorers of the breach. For this next move will not be built on charisma, but on character. It will not be led by those who seek a platform, but by those who seek His presence. The Davidic generation will destroy the yoke of religion and release the fragrance of intimacy once again. The old has passed away, the new has come. So dry your eyes, stop weeping over Saul, and start looking for the oil. Let the tears of mourning turn into tears of expectation. Let your hands that once trembled in sorrow begin to tremble with anointing. What is coming carries more glory than what was lost. What is coming carries more glory than what was lost. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. Dis die beginsel in God. So die Here sê vanmôre, ouens, ek wil hê julle moet saam met my beweeg. Ek wil vanmôre sê vir hierdie gemeente vir Juda, ons sal almal saam moet beweeg. Amen. Sal almal saam moet beweeg en sê, Here God, dit wat U nou doen, ek is hier, ek is gewillig om gebou te word en ek is gewillig om saam te bou in hierdie ding. Hierdie wat God nou doen, ek sal nie op my eie staan en probeer my stand hou asof ek te veel het om te verloor en te sê, ek glo nie in hierdie nuwe ding of wat ook al mense doen. Ons sal sê, Here, as hierdie ding U is, dan spring ek in. Amen. En weet jy wat? Die ding is, daar's 'n beginsel in God. Jy moet smaak en sien dat die Here goed is. Jy moet die dinge van die Here kan smaak en sien. Jy moet in jouself die witness hê dat hierdie God is. As jy nog die instituut van 'n kerk en al die ou goed soek, dan is jy op die verkeerde plek. Hier is 'n plek waar ons saam met God wil beweeg. Halleluja, ons wil Jesus sien terugkom aan. Ek wil nie my lewe lank agter die ding staan nie. Ons wil sien dat Jesus gaan terugkom. Halleluja, ons wil op die plek voorberei. As dit nie ons geslag is nie, mag dit 'n volgende geslag wees, maar mag ons die dag van sy koms verhaas. Wow. Is dit dalk in ons hande? Is dit dalk in ons vermoë? Vanmôre te sê, Here, as hierdie eers, dan spring ek in. Ek soek nie enkel diepte nie, ek soek nie kniediepte nie, ek soek nie heupdiepte nie. Ek wil nie die kat uit die boom uit kyk nie. Ek wil in die volle water wees. Ek wil daar wees waar ek geen meer beheer het nie, wat ek beheer verloor sodat God die ding kan doen. Is dit nie wonderlik nie? Ek het hierso al, jy weet ouens het al met my kom share waar die Here hulle uitgebring het in hierdie dag en in hierdie woord in. Dan kry ek trane in my oë, dan sê ek, Here, is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik dat 'n ou mindset kan skuif? Is dit nie wonderlik nie? Jesus sê die wat noem hy dit, die skrifgeleerde wat uit die nuwe en die oue, ken julle daai ding, né? Wat Jesus praat van die skuif wat daar kan gebeur as ons net bereid is om saam met hom te loop. En nou sê ek vanmôre vir julle iets anders sê. Luister mooi, ek glo, of kom ek sê dit so, ek sê baie keer, dan sê ek vir die Here, wat het ek gedoen om te wees waar ek vandag is? Om in hierdie move te wees in hierdie woord. Nou, jy weet, daar's baie goed. Ons het nou nie 'n gemeente van 10,000 mense nie. Ons het nie al hierdie goed waarna pastore smag en hulle sal vas en bid vir dit en hulle klein toon gee vir dit. En al daai tipe goed. Maar weet wat, ek is so gelukkig in die woord. Ek is so gelukkig om te ervaar hierdie woord is akkuraat. En dan vra ek vir die Here, wat het ons gedoen om hier te kom anders as die vywer van die Here? Nou wil ek vir u dit sê, een van die goed wat herhaaldelik by my opkom is, ek het in 'n huis groot geword, waar ek gesien het, hoe dit lyk om God te soek. Om God te soek, om saam met God te beweeg. En ek wil vanmôre vir die ouers sê, ouens,
Jy moet in jou kind inbou die wil en die geaardheid om altyd saam met God te beweeg. Jy moet in jou kind inbou daai ding van as God beweeg, gaan ek saam. Maak nie saak wat dit my kos nie. Maak nie saak wat dit oor my pad bring nie. As die Here beweeg, dan wil ek saam beweeg. Daai goed was in my ingebou. En as jy vandag kyk, as jy vir Karen vra, nou sit baie kere praat oor hierdie goed. As jy 'n lyntjie sou trek deur ons bediening, nou al 42 jaar plus is. As jy 'n lyn sou trek, dan kan jy presies sien waar die Here my deur goed gelei het, na sekere goed toe, weg van sekere goed af. Na sekere mense toe, weg van sekere mense af. Dan kan ek net my hande saamslaan. Dan sê ek, Here, hoekom het dit gebeur? Dan sê die Here, daai ding was in jou ingebou om agter my aan te loop. Om agter my aan te loop. Ten koste van alles. Dis wat jy in jou kinders moet inbou. Dat hulle die Here sal volg, maak nie saak wat nie. Daai goed moet 'n pa in sy kinders inbou. En dan kan die Here ons vat na baie hoër hoogtes. Ek glo hierdie is 'n kairos oomblik vandag in ons lewens. Dankie Kobus dat jy hierdie ding gesê het. En ek wil u aanmoedig, ek gaan dit vir u stuur. Werk met hierdie ding, lees hom. Dat hy in jou gees drop. Dan sê jy, Here, ek gaan saam met u loop. Ons kan nie stagneer nie. Ons kan nie gaan vassit. Onthou wat hy sê, as long as the old is still standing, die oue in jou sal probeer self handhaaf. Hy sal sê die ou wyn is beter. Hy sal fout soek met die nuwe, net om nie geopenbaar te word as die oue nie. Tot op 'n punt, hulle selfs gesê het, kruisig hom. Kruisig hom. Kom ons staan en bid ons saam. Wie wil vanmôre saam met my sê, Here, ek is in vir hierdie journey. Ek is in vir hierdie journey. Hierdie dinge is God se dinge. Ek hoop jy kan smaak en sien dat dit die Here is. As jy nie kan nie, dan moet jy vanmôre sê, Here, openbaar aan my, openbaar, wys my. Lei my, help my dat ek hierdie goed sal smaak, tot so 'n plek, dat ek my lewe daarvoor sal gee. Hoe ek voel, ek sal alles op die altaar sit, vir wat ek nou het. Maar daar was nog nooit iets beter in my lewe nie. Kom ons bid saam. Wie wil die hande saam met my ophef? Sê vanmôre, Here, ons wil deel wees van wat God doen op die aarde. Vader, ons staan vanmôre voor U. En ons besef, Here, daar's nie meer plek vir die oue wat homself wil handhaaf en wil sê die ou wyn is beter nie. Daar's 'n nuwe manier van doen, daar's 'n nuwe manier van om te verander en te bou. En ons wil dit in hierdie seisoen nastreef met alles wat in ons is. In die naam van Jesus Christus. Dankie Here vir die geluk wat kom van 'n lewe saam met U woord. Van 'n akkurate woord wat ons kan sê, dit is wat God nou met ons praat. Daar's geen groter vreugde as dit nie, Here. Ons wil vanmôre bid en sê, Here, as dit wat ook al vat, ons wil saam met U beweeg. Ons wil by God wees. Ons wil daar wees waar God is, waar 'n kairos oomblik, Here, waar ons dit nie mis nie. Maar wat ons sal sê, hierdie is die Here. Hoor vanmôre ons gebed, Here, neig ons ore om fyn te luister en te hoor wat die Here sê. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Amen.